Elia word in die hemel opgeneem. En toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. En Elia het vir Elisa gesê, bly tog hier, want die Here stuur my na Bethel. Maar Elia het voor u hoof. Toe gaan die profeteseuns wat in Bethel was na Elisa uit en vra hom, weet u dat die Here vandag u Heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elia sê vir hom, Elisa, bly tog hier, want die Here stuur my na Jericho. Maar hy sê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het in Jericho aangekom. Daarom kom die profeteseuns wat in Jericho was na Elisa toe en vra hom, weet u dat die Here vandag u Heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elia sê vir hom, bly tog hier, want die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle twee het gegaan en 50 man van die profeteseuns het geloop en op 'n afstand een kan gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water, en dit is na weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elisa antwoord, laat tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. En hy sê, jy het 'n harde saak begeer. As jy my sien wanneer ek van jou af weggeneem word, as jy my sien wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so nie, dan is dit nie. Dan sal dit nie wees nie. En terwyl hulle al deur loop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur, met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle twee maak. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. Vader, in die naam van Jesus, Here, ons sê vir u dankie vir u woord. Ons sê vir u dankie, my God, vir elke getuienis, elke bemoediging, elke aanmoediging. Here, wat uitgegaan het, elke vermaning, elke teregwysing. Ons dankie, Here, dit is geseënd, my koning. Ons bid, Vader, Here, dat u, my God, Here, u woord aan die mense hart vandag sal anker in die naam van Jesus. Here, laat dit soos 'n grafsteen wees, waarna die mens gaan, my koning, Here, om te herinner, om dit te oordink. Ons vra dit in Jesus naam, en ons sê vir u dankie. Amen en amen. Prys die Here Jesus. Die woord van die Here praat van, daar was 'n profeet Elia uit Safat. Hy het iemand gehad wat saam met hom was. Die Here het vir hom gesê, gaan salf vir Elisa as profeet in jou plek. En hy het toe gegaan. En wat wonderlik is, Elia het nie vir Elisa gesalf. As julle vanmiddag huis toe kan gaan, dan kan julle gaan lees daarso. Maar die Bybel sê dat die Here stuur vir Elia na 3 spesifieke plekke toe. Die Here stuur hom na die Jordaan toe, die Here stuur hom na Bethel toe, en die Here stuur hom na Jericho toe. En die woord van die Here sê, toe die Here hom na die Jordaan toe stuur, sê hy vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen. En hy sê, maar laat daar 'n dubbele deel van u gees op my kom. En Elia sê vir Elisa, maar jy het 'n harde saak wat jy begeer. Dit is 'n harde saak wat jy gebegeer het, om 'n dubbele deel van my gees te ontvang. Want want ek is nie seker of jy die stryde, die vervolginge, prys die Here, kan deurmaak wat ek deurgemaak het. Ek dink dis wat Elia in sy gedagte gehad het. Is hierdie jong man in staat, halleluja, om te kan wegvlug van die konings af? Is hierdie jong man in staat, prys die Here Jesus, om konstant deur die gees van God gelei te word uit die hand van die vyand uit? Want daar was ook 'n tyd, prys die Here Jesus, wat Isabel, die koning se vrou Elia, wil doodgemaak het, omdat Elia 360 profete van Baal op een dag geverslaan het. Maar die Bybel sê dat Elia sê vir Elisa, jy het 'n harde saak begeer. Maar een ding wat Elia vir Elisa sê, hy sê, as jy my sien wanneer ek gaan, laat dit vir jou wees. As jy my sien wanneer ek gaan. Dit praat nie van as jy my sien, maar hy sê, as jy my recognize vir wie ek is. Prys die Here Jesus.
As jy my recognize vir wie ek is, as jy my kan erken in die kapasiteit wie ek staan, prys die Here Jesus. Die Here sê vir iemand vandag, as jy my begin erken as jou Here en Saligmaker en Verlosser, prys die Here Jesus, dan gaan ek jou kan verlos. Halleluja. As jy my kan erken as Jehovah Jireh, die Here wat voorsien, dis wanneer ek kan voorsien, prys die Here Jesus. As jy my kan erken as Jehovah Rapha, dan die Here wat genees, sal ek jou kan gesond maak. As net weet jy God is, die Here kan net vir jou doen, volgens hoe jy hom sien, prys die Here Jesus. As jy die Here sien as jou krag, dan sal hy vir jou kan krag gee. As jy die Here kan sien as jou verlosser, dan sal hy jou kan verlos. Elia sê vir Elisa, as jy my sien vir wie ek is, laat dit dan vir jou wees. So in ander woorde, die Bybel, daarom sê die woord van die Here, dan God kan vir ons doen, ver bo wat ons bid, wat ons vra, volgens die krag wat in ons werk. Wat is hierdie krag? Hierdie krag is om God te erken vir wie hy is. Hierdie krag is om die Here te erken vir wat die Here vir jou gedoen het. Hy kan net vir jou doen volgens hoe jy hom sien. As jy hom sien as jou verlosser, dan kan hy jou verlos. En dis hoekom die Here Jesus, prys die Here, in sy eie vaders dan die baie kan gedoen het, die prys die Here Jesus. Want hulle het hom nie gesien vir wie hy is nie. Hulle het hom net gesien as Jesus, die seun van Maria, die seun van Josef. Hulle het hom gesien as ons broer. Hulle het hom gesien as ons neef. Hulle het hom gesien as hy kind wat groot geword het daar in ons strate. Dis hoekom die Here nie baie kan gedoen het nie. Jy kan nie verwag vir die Here om iets vir jou te doen, en jy kan hom nie recognize, jy kan hom nie erken vir wie hy is, die prys die Here Jesus. Daarom sê die woord van die Here, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie kan gelyk maak. Prys die Here Jesus. Die Here kan net vir jou doen volgens hoe jy die Here sien. Wat is jou idee van die Here? Halleluja. Want die Here kan ver bo doen, bo wat ons bid, bo wat ons vra, volgens die krag wat in ons werk. En hierdie krag is, prys die Here Jesus, om hom te kan recognize. Halleluja. Kan jy die Here vandag recognize? Ken jy vandag die Here, prys die Here Jesus? Dit het tyd geword om die Here te sien vir wie hy is. Want die duiwel het 'n skeier oor Santa Claus se oë gegooi. Daarom kan hulle nie die Here sien vir wie die Here is nie. En daarom kan die Here nie doen wat hy wil doen nie, prys die Here Jesus. Want jy sien hom nie as jou verlosser nie. Jy sien hom nie as jou provider nie. Jy sien hom nie as jou krag nie. Jy sien hom nie as jou sterkte nie. Jy sien hom nie as jou voorsiener nie. Begin erken God vir wie hy is. Halleluja. Maar ek erken hom as Immanuel, God met ons. Wat beteken oral waar ek gaan, weet ek dat die Here is met my. Want hy sê in sy woord, ek sal julle nooit begewe en ek sal julle nooit verlaat nie. Wat beteken ek sal met julle wees? Gaan jy deur die stryd, ek is met jou. Gaan jy deur die storm, ek is met jou. Daarom kan jy nie gehoor soos die mense getuienis, omdat sy die Here ken as 'n krag, prys die Here Jesus. Daarom never mind wat die duiwel gedoen het oor 'n lewe. Die duiwel het 'n kinders weggevat, die duiwel het 'n man weggevat, maar nog steeds, prys die Here, is hy staande. Halleluja. Daarom moet jy soos Job kan sê, prys die Here Jesus, die goeie het ek van die Here geniet, sal ek ook dan nie die slegte nie, want die Here het gegee en die Here het geneem, maar nog steeds. Maar as jy hom nie kan erken, prys die Here Jesus. Wanneer jy jou dag begin jou dag met die Here, erken hom. Sodat jou dag, prys die Here Jesus, sodat jy kan weet, alles wat gebeur in jou dag, die Here is bewus van, ek het hom geerken, ek het hom geïnvite. Gebed is 'n invitation, prys die Here Jesus Christus. Die Here daag nie op jy. Hy gaan nie net kom inbreek soos 'n skelm nie. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor, prys die Here Jesus, kan jy die stem hoor in die geklop, halleluja. Daar is 'n geklop op jou lewe, maar dit is God se stem eintlik, prys die Here Jesus. Hy sê, maar as jy oopmaak, sal ek inkom en saam met jou maaltyd hou. Die Here wil in jou huis aankom, maar jy gaan moet oopmaak, dat hierdie dienste is maar net 'n geklop, hierdie getuienisse is maar net 'n geklop, hierdie woorde wat hier bemoedig mee word, is 'n geklop, maar kan jy vandag die stem van die Here hoor? Want die Here wil inkom en saam met jou maaltyd hou. Prys die Here Jesus. En die Here het, ek kan amper sê, die Here het 'n gewoonte. Die Here het 'n gewoonte
om 'n tafel bedek in die midde van jou teestanders. Die Here waarin nie wie as jou teestanders hier. Prys die Here Jesus, maar hy het 'n manier om te wag dat wanneer jou vyand ook hier by jou is. Hy het 'n manier, prys die Here Jesus, om te wag tot wanneer jou vyand jou sien. Dis wanneer hy die tafel gaan bedek. Miskien is daar iemand wat lyk, prys die Here Jesus, dat die duiwel is besig om te voet. Maar ek wil van iemand vandag sê, prys die Here Jesus, jy's op die regte plek. Moenie jou pos verlaat nie. Jy's op die regte plek vir die Here om die tafel te bedek. Halleluja. Hou jy net aan. Iemand het gesê dat jy moet altyd bly is wanneer jy sien jou neighbor word gesien. Want dit beteken God is in die neighborhood. En miskien is jy die volgende een, prys die Here Jesus. Jy moet bly wees vir jou broer as hy geseën word. Daarom sê die woord van die Here, wees bly met die wat bly is en juig met die wat juig. Want dit beteken dat die Here is binne in my straat. As ek sien my broer kry 'n nuwe kar, moenie jaloers wees oor hom nie. Dit beteken God is binne in die plek. Halleluja. Jy moet God kan identifiseer vir wie hy is. En as miskien dis die rede hoekom, prys die Here nog nie by jou omgekom het nie, want jy het hom nog nie geerken vir wie hy is nie. Prys die Here Jesus. Want wanneer jy bly is met iemand anders, dit beteken jy erken die Here. Jy kan hom identifiseer, jy kan hom sien. Want die woord van die Here sê, ken hom in al jou weë, en dan sal hy jou baie gelyk maak. Die Here seën, prys die Here Jesus. Halleluja.